saam lees uit Johannes 15 vanaf vers 9 tot 17. Julle is welkom om daar saam oop te maak. Johannes 15 vanaf vers 9 tot 17. Soos die Vader my liefhet, het ek julle ook lief. Julle moet in my liefde bly. As julle my opdragte uitvoer, sal julle in my liefde bly, net soos ek die opdragte van my Vader uitvoer en in sy liefde bly. Dit sê ek vir julle sodat my blydskap in julle kan wees en julle blydskap volkome kan wees. Dit is my opdrag. Julle moet mekaar lief hê soos ek julle liefhet. Niemand het groter liefde as dit nie, dat hy sy lewe vir sy vriende aflê. Julle is my vriende as julle doen wat ek julle beveel. Ek noem julle nie meer ondergeskiktes nie, want 'n ondergeskikte weet nie wat sy baas doen nie. Nee, ek noem julle vriende, omdat ek alles wat ek van my Vader gehoor het aan julle bekend gemaak het. Julle het my nie uitgekies nie, maar ek het julle uitgekies en julle aangestel om uit te gaan en vrugte te dra, vrugte wat sal hou. So sal die Vader aan julle gee wat julle ook al in my naam vra. Dit beveel ek julle. Julle moet mekaar lief hê. Wanneer laas het jy regtig geliefd gevoel? Wanneer laas het jy regtig ervaar dat iemand vir jou lief is? En ek bedoel nie nou net jou huisgesin of jou nabye vriende nie, want ek hoop dat jy dit daar en daar ervaar. Ek bedoel sommer net iemand. Sommer net iemand wat jy raakloop en jy kan sien daar is 'n liefde in hulle harte vir jou net omdat jy 'n mens is. Om een of ander goeie daad aan jou te doen of om een of ander vriendelike manier met jou om te gaan, het jy regtig liefde ervaar. My vermoede is dat dit nie onlangs is nie. My vermoede is dat meeste van ons sal dalk so 1 of 2 sulke gebeurtenisse kan oproep en dit vir mekaar kan deel. En dis goed, dis wonderlik. Maar dis hartseer dat ons nie elke week so 'n storie met mekaar kan deel nie. Ons is besig met ons reeks oor menswaardigheid en ons het 'n paar waardes wat ons wil aanraak en vanoggend is die laaste waarde van hierdie reeks liefde. En liefde is waarskynlik, dink ek, die preek wat meeste van julle al die meeste keer gehoor het. Ek het nogal 'n bietjie huiwering eintlik in my gehad oor wat gaan ek vanoggend nou nie sê of anders sê wat nie al gesê is oor liefde nie, wat jy nie al reeds weet nie. Maar vanoggend gaan ons hopelik by 'n paar dinge uitkom. Maar die probleem waarmee ons sit is dat ons nog steeds ten spyte van al ons preke eintlik 'n liefdelose wêreld het. Dat meeste mense vandag die wêreld as liefdeloos, gewelddadig, haatlik sal beskryf. Die vraag volgende is, hoekom is dit so? Hoekom is dit so? Daar was 'n groep, 'n musiekgroep, wat in 2004 'n lied uitgebring het, wat hulle eintlik hierdie vraag vra. En die musiekgroep is The Black Eyed Peas. Ek weet nie hoe baie van julle al van hulle gehoor het nie. My vermoede is min. Daarom sê hier en daar. Die titel is Where is the Love? En dit het in daai jaar omtrent elke toekenning wat daar was gewen. Heel waarskynlik omdat dit so sterk sosiale kritiek was en vandag nog steeds geldig is, al is dit so 12 jaar later. En ek wil vanoggend vir ons 'n deel lees daarvan. Ek gaan nie die hele lied kan lees nie, maar daar's 'n paar gedeeltes wat my nogal goed opgeval het. Hulle begin met die volgende: What's wrong with the world, mama? People living like they got no mamas. I think the whole world addicted to the drama, only attracted to things that'll bring you trauma. But if you only have love for your own race, then you only leave space to discriminate. And to discriminate only generates hate. And when you hate, then you're bound to get irritated. Madness is what you demonstrate, and that's exactly how anger works and operates.
You got to have love just to set it straight. Take control of your mind and meditate. Let your soul gravitate to the love. People killing, people dying, children hurting, and you hear them crying. Can you practice what you preach? Or would you turn the other cheek? Father, 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 help us. Send some guidance from above. Because people got me questioning, where is the love? Ontsettende kritiese vraag van 'n wêreld wat gekenmerk word deur diskriminasie, haat, geweld, kinders wat leef asof hulle nie ouers het nie, kinders wat hartseer is, wat huil, mense wat reg rondom ons doodgaan, en die wêreld wat eintlik toestaan en kyk, met geen reaksie nie. En dan kom die vraag, maar waar is die liefde? Waar is die liefde wat daar al so baie keer oor gepraat is? Waar is die liefde wat ons elke dag van in die Bybel lees? Waar is die liefde wat ons Sondag na Sondag oor preek? Hoekom lyk die wêreld soos wat hy lyk? Op daai vraag is daar waarskynlik duisende antwoorde en ek gaan onmoontlik nie vandag almal probeer aanraak nie, maar ek het agtergekom in die diversiteit van daai antwoorde, lê dit amper tussen die filosofiese en sielkundige teorieë dat die mens eintlik maar inherent wreed, gewelddadig en primitief is. Daar is 'n hele paar jaar terug 'n boek geskryf wat eintlik hierdie tema verkondig het, party het hom dalk gelees, Lord of the Flies, wat gaan oor 'n groep kinders wat mooi grootgemaak is, baie eenvoudig en dan beland hulle op 'n eiland en sodra hulle eintlik uit die samelewing is, dan keer hulle terug na 'n gewelddadige, primitiewe manier van leef. Wreedheid. En klomp mense het al gesê, klomp filosofe, dat dit is eintlik maar die mens. En dis hoekom die wêreld lyk soos wat hy lyk, want in elkeen van ons is dit wat keer dat ons ook so raak, eintlik maar baie dun. En as jy ver genoeg gedruk gaan word, dan sal jy eintlik ook enigiets doen. Maak nie saak hoe gewelddadig of erg dit raak nie. Tot antwoorde wat sal insluit dat ons eintlik maar net selfsugtig is as moderne mense. Dat die rede hoekom die wêreld eintlik liefdeloos is, te maak het met 'n individualistiese kultuur wat gefokus is op jouself. En die oorsaak wat dit het in ons lewens is dat ons maklik sal erken en sal sê dat ons liefde het en ons is lief vir ander, maar daai is gekoppel aan 'n paar voorwaardes en termes. Julle ken in alle advertensies, terms and conditions apply. Ons het dit ook wanneer ons sê ons is lief vir iemand. Voorwaardes. Met ander woorde, eintlik wat ons vir mekaar sê is, ek sal vir jou lief wees solank dit goed is vir my. Ek sal vir jou lief wees solank dit nie iets van my begin vra nie. Ek sal vir jou lief wees as ek nog tyd oor het, na ek alles gedoen het wat ek wil doen. Ek sal vir jou lief wees as dit nie beteken ek moet myself opoffer, myself gee en die minste word nie. En tussen al hierdie antwoorde wat nou nog tussen hierdie twee lê, kom dit eintlik neer op een belangrike ding wat ek vanoggend besef het, in die week besef het. En ek hoop jy vanoggend besef, dat die grootste rede hoekom meeste mense nog 'n wêreld sal beskryf wat liefdeloos is omdat ek en jy dit week na week hoor, dag na dag lees, het oor en oor vir mekaar sê, maar om een of ander rede dit nie reg kry om oor te gaan tot aksie en dit te begin leef nie. Ek is vas oortuig dat daar nie een van julle is wat vanoggend hier gaan sit en met my gaan stry dat 'n Christendom gaan daaroor liefde nie. Nie een van julle gaan stry as ek sê dat die kern van Christendom het te maak met liefde vir God en liefde vir ons medemens nie. As daar iemand is, asseblief kom praat met my, dalk kan julle my dan help. Maar as ek dit reg verstaan, en ek dink meeste van ons het reg verstaan, dis die kern. En ons sal dit vir mekaar sê, en ons sal dit aan mekaar herken. Maar ons sukkel om dit te gaan leef. Ek het in die week by myself gedink, hoe gaan ek vanoggend reg kry om weer oor liefde te praat? En alles wat ek sê, het jy al gehoor.
toe besef ek, daar's een ding wat ek vanoggend kan sê, ten spyte van alles anders wat jy al gehoor het, en ek nou weer gaan herhaal, en dit is dat ek vanoggend van jou gaan vra, om 'n besluit te neem, om 'n keuse te maak, om dit nie net te hoor nie, maar daadwerklik dit te gaan leef. Ek weet nie of ek die volgende moet doen nie, maar ek het gedink ek's tog lus. Ons het uitdagings gegee, elke dag, vir iets wat jy moet gaan doen, na aanleiding van die waarde. Wie het almal gedoen? So 2 of 3. Wie het helfte gedoen? Heel wat meer. Wie ten minste een van dit gedoen? Ten minste omtrent almal. Ek wil jy nie laat skuldig voel nie. Ek wil eintlik net 'n punt maak. En dit is dat om een of ander rede leef ons in so tradisie en kultuur, wat maak dat ons eintlik besig is en prioriteite een kant toe skuif. En 'n groot deel daarvan is dat ons sê, dit wat ons 'n Sondagoggend hoor is mooi en is goed en is vir ons lekker, maar as die week weer begin is daar ander prioriteite. En dan leef ons volgens daai prioriteite. Dan sukkel ons om te onthou wat vanoggend gesê is. Dan sukkel ons veral om te gaan doen wat vanoggend gesê is. En dis hoekom ek vanoggend gaan vra, maak 'n keuse, neem 'n besluit, om nie vanoggend hier weg te gaan, sonder om ten minste op een ding te gaan reageer nie. Jesus het 'n klomp kere met sy disippels gepraat oor liefde. Dit het my ook getroos. Ten minste het Jesus het ook oor en weer gesê. Julle ken die grappie van die predikant wat vir 'n klomp sondae na mekaar dieselfde preek gepreek het. Ek dink baie ken hom, maar ek gaan hom maar weer vertel. En die eerste Sondag preek hulle en almal dink baie mooi preek, wonderlik. En tweede week preek die predikant dieselfde preek en 'n paar van hulle sê, maar jy het hierdie laasweek gepreek, maar ons gaan nou niks sê nie. Dis weer eens 'n baie mooi preek. Week 3 dieselfde gebeur. Toe besef hulle hier's fout. Hy gaan heeltyd dieselfde preek. En na week 4 te besluit die een ouderling, hy gaan tog nou maar die predikant gaan aanspreek en vir hom sê, jy preek elke week dieselfde. En die predikant se antwoord was, ja, want ek gaan dit aanhou preek tot julle dit begin doen. So op 'n manier voel ek dalk ook so vanoggend. Dis die moeite werd om hierdie aanhou te preek tot ons dit reg kry om dit werklik te begin doen. En Jesus dink ek het dieselfde gevoel. So 'n bietjie agtergrond oor wat hier gebeur. Jesus praat met die disippels oor 'n paar temas reg deur Johannes. En een groot tema hiervan is die liefde. En hy sê 'n klomp kere vir hulle verskillende goed oor die liefde. En dan hoe nader dit aan die einde kom, hoe nader dit aan sy dood kom, dan begin hy al hoe meer intens met hulle praat hieroor. Begin hy al hoe meer fokus op die boodskap van liefde. Want hulle moet begin verstaan hoekom hy gekom het, en op hierdie stadium sukkel hulle eintlik nog om dit te verstaan. Jesus is in die laaste week van sy lewe. En hy het die gebruik gehad dat hy elke aand buite Jerusalem gaan bly het, en dan ingestap het deur die dag in Jerusalem, vir die disippels 'n klomp goed verduidelik het, vertel het, en dan gebeur verskillende dinge in Jerusalem, tot uiteindelik wanneer hy doodgaan. En hierdie gebeurtenis, hierdie gesprek wat plaasvind tussen Jesus en sy disippels, is so 2 dae voor hy gekruisig word. En wat gebeur is waarskynlik, Jesus stap van Betania af Jerusalem toe, en dan stap hulle langs wingerde verby. En Jesus het die gebruik gehad, julle weet dit baie goed, dat hy dit wat rondom hom gebeur het, gebruik het om vir mense iets te leer. En hy doen dieselfde, en hy sê vir hulle, julle sien hierdie wingerd, maar die ware wingerdstok in die lewe is eintlik ek. En daarom moet julle aan my verbind bly, sodat julle kan lewe. En as julle nie aan my verbind bly nie, gaan julle eintlik niks kan doen nie. Is julle in staat tot niks. Met die gevolg dat julle gaan wees, en nou moet julle verbeelding so 'n bietjie gebruik, julle sal wees soos die lote wat geval het, wat verdroog het, en wat die mense nou bymekaar maak, daar in die land, terwyl hulle verbystap, en hulle nou gaan verbrand. En dan kom ons by hierdie deel van die gesprek, die deel wat ons vandag gelees het. En dan sê Jesus vir hulle, na aanleiding van hierdie beeld van die wingerdstok, julle moet in my liefde bly. Julle moet in my liefde bly. En dan kom die vraag, hoe gaan ons in sy liefde bly? En dan antwoord Jesus dit self, en hy sê, julle sal in my liefde bly, as julle my opdragte uitvoer.
En dit is my opdrag, julle moet mekaar lief hê. Ongelooflike stukkie redenering, want wat dit eintlik op neerkom, is dat as ons God se liefde wil ervaar en wil hê dit moet sigbaar wees in die wêreld, dan gaan ons dit doen deur mekaar lief te hê. Dis hoe God se liefde sigbaar raak in ons wêreld. En as mense begin vra, maar waar is die liefde? Dan kom dit dalk neer op ons is nie besig om die liefde te versprei nie. Maar Jesus gaan verder en sê hy, niemand het 'n groter liefde as dit nie, dat hy sy lewe vir sy vriende aflê. En dit is 'n stelling wat hy maak en waarop hy dan reageer om 2 dae later dit te laat waar word. Waar hy sy lewe prysgegee het. En dan direk na hy dit gesê, dan sê hy, julle moet mekaar lief hê, soos ek julle lief het. Hy sit 'n gedeelte by, soos ek julle lief het. En dan sit hy nog 'n gedeelte by, want dit is hoe die Vader my lief het. As ons vanoggend vir mekaar praat oor liefde en oor menswaardigheid, dan is die tipe liefde wat ons met mekaar praat, nie 'n liefde wat praat van elke nou en dan 'n oulike geskenk of 'n drukkie vir iemand gee nie. Dan is dit 'n liefde wat praat van 'n selfopoffering, 'n self weggee. Jou lewe aflê vir ander. Dis 'n liefde wat baie meer van jou vra as wat ek dink meeste mense reg is om te gee. Dis 'n liefde wat sê ek verwag dat jy lief sal hê sonder voorwaardes, sonder terme. Dat jy mense sal lief hê omdat ek jou lief het. Ek dink baie keer die groot fout wat ons maak wanneer ons hierdie hoor, dan dink ons sal dit nooit reg kry nie. En dit is waarskynlik so. Ons as mense sal dit nooit reg kry nie. Maar deel van die redenering van Jesus is dat dit nie hoef te wees dat ons dit hoef reg te kry nie. Want hy gee vir ons die belofte. Hy sal sy liefde vir ons gee. En is daai liefde wat ons kry, wat ons ontvang, wat hy eintlik net wil hê ons moet gaan uitdeel. En dit kom dan nou by die baie belangrike punt. Verstaan jy regtig hoe lief God jou het? Besef jy regtig hoe lief God jou het? Want God se liefde is so oorweldigend, dat die effek wat dit op jou behoort te hê, 'n totale oorgawe te wees. Totale oorweldigendheid om te sê, Here, hier is ek. Vat my hele lewe. Vra enigiets, ek sal dit doen. En is daai liefde wat God wil hê ons wat ons ontvang het net moet gaan uitdeel. 'n Liefde wat ons nie self uit ons binneste moet opwek of moet kry of moet vind nie, maar liefde wat uit genade net vir ons gegee is. Daar's die beeld wat gebruik is, en is 'n ongelooflike mooi beeld, dat die liefde van God soos 'n rivier is. Dit sal nooit ophou nie, dit sal altyd aanhou vloei. Maar ons kan nie eers probeer 'n damwal gaan bou nie. Want as ons 'n damwal begin bou, dan begin ons keer dat liefde by ander mense uitkom. En ek dink dit het te veel keer al in die geskiedenis gebeur, en ek dink dit gebeur te veel kere nog vandag in ons lewens. Is jy gereed om lief te hê, jouself prys te gee, ter wille van God se koninkryk? Want een fout wat ek baie voor bang is ons maak, is dat ons hoor al hierdie dinge en ons dink dit gaan oor mense. Ons dink hierdie reeks van menswaardigheid gaan oor mense. Dit gaan eintlik oor God se koninkryk. Maar God se koninkryk is gefokus daarop om 'n wêreld te skep wat vir almal daar is, wat vir almal goed is. En dit beteken ons kan nie God se liefde, God se koninkryk in perke begin sit nie. Ons kan nie begin sê dat God is lief vir ons omdat ons Afrikaans en wit is nie.
Maar hy's minder lief vir persone wat dalk 'n ander kleur vel het of 'n ander taal praat. Ek spot wel altyd en ek sit so in hakies by, ek dink die Engelse geld wel hier nie, maar dis net 'n grappie. Ons is vasgevang in 'n klomp dinge wat maak dat ek dink nie ons sal vry is van alles wat ons vashou nie. Ek dink nie ons het regtig al besef dat God se liefde daar is om ons vry te maak van ons tradisies en ons persepsies en ons kultuur wat veroorsaak dat ons nie eintlik in die eerste plek God se koninkryk leef nie. Timothy Keller skryf 'n boek Counterfeit Gods. En waar dit gaan is dat ons 'n klomp afgode in ons lewens het. Dinge wat ons op die ou en eintlik bo God begin stel. En ek dink dit is die fout wat ons gemaak het. En dit is die rede hoekom daar nie liefde in die wêreld sigbaar is nie. Want ons het begin om te sê dat ons gaan eerder God se liefde gebruik vir ons eie gewin, in plaas van om God se liefde te gaan deel vir die nood en die seer wat die wêreld het. Die liefde is die kenmerk. Ek het begin in die erediens om die woorde te lees. As julle mekaar liefhet, sal mense weet dat julle my disippels is. Jesus het geweet dat daar een ding is wat hierdie wêreld kan verander. Hy het geweet daar's een ding wat sy koninkryk sal laat sigbaar raak. En dit is liefde. En vanoggend wil ek jou vra om die keuse te maak, om te reageer hierop. En vir die Here eerstens dankie te sê dat hy jou liefhet. Dankie dat hy jou vrygespreek het van alles wat jy al gedoen het. Dankie dat hy elke dag sy liefde opnuut aan jou beloof. En dan te sê, Here, hier is ek. Ek sal gaan en ek sal ander gaan lief hê. Kom ons bid saam. Here, dankie dat U ons eerste lief gehad het. Here, dankie dat U liefde oneindig is, volmaak is. Here, dankie dat U ons so lief gehad het, dat U bereid was om U lewe te gee. Here, vanoggend wil ons kom bely dat ons klomp kere gesukkel het. Dat ons elke dag op 'n manier nog worstel om werklik ten volle in die koninkryk te leef. En om U liefde te laat sigbaar raak. Here, en daarom kom vra ons dat U ons vanoggend sal help. Dat U ons sal help om mekaar lief te hê. Dat U ons sal help om selfs ons vyande lief te hê. 'n Liefde wat bereid is om onsself prys te gee. Here, ons weet dat dit is slegs moontlik as U deur U Gees hierdie vrug in ons lewe sal werk. Here, en daarom kom vra ons en gee ons die toestemming om in ons harte in te kom en in ons te begin werk, om ons bewus te maak van dit wat U wil hê en 'n liefde in ons te kweek, omdat ons aan U verbind is, sodat ons hierdie liefde vir die wêreld kan gaan gee. Here, ons is bewus dat daar 'n klomp mense vanoggend hier is wat self voel dat hulle nie liefgehê word nie. Wat 'n klomp seer in hulle lewe het. Wat ook hier in die kerk seer gekry het. Wat deur selfs geliefdes nie lief gehê was nie. Here, en ek wil vanoggend vir elkeen van hulle kom bid. Here, ek wil kom vra dat U deur U liefde hulle sal aanraak. Dat U ons bewus sal maak van hulle seer en dat U ons sal help om aan hulle liefde te bewys sodat hulle dit weer kan ervaar. Here, ons kom dink vanoggend ook aan soveel mense wat soveel uitdagings het in 'n gewelddadige konflik politiese wêreld vasgevang is. Here, en ons wil kom bid dat daar vir hulle vryspraak sal wees. Dat U ons sal gebruik om in hulle lewe in te werk en hulle lief te hê, sodat hulle lewens kan verander. Ons bid alles in Jesus se naam. Amen.